Hallo julle, welkom by die heel eerste episode van Kom sit op ons bank. Dit is vir my 'n groot voorreg om een van die mense wat my so aangeraak het te verwelkom. En dit is Tiami van Sail. So, backstory, sy het hoofmeisie gekry. Dit was nie haar main goal gewees nie. En basically waar dit vir my gaan is, dit gaan nie oor geld nie, dit gaan nie altyd oor geld nie. Sy het regtig waar net hard gewerk daarvoor en ek wil graag hê sy moet haar storie vir julle deel. So ek het so 5 vrae wat ek vir haar gegee het, wat sy net moes gaan rehearse het en goed. So my vraag is, hoe konstant het jy God vertrou? Ek het hom baie vertrou, soos met my sport en my kultuur en akademie, maar die hoofbron is, jy moet hom vertrou met alles wat jy doen. Ja. Okay. Ek wil net bysit, hoe sy laas jaar was, jy weet sy is my sussie, vir die mense wat nie weet nie, hoe sy laas jaar was en hoe sy hierdie jaar is sulke groot verskil. Ek kan nie dit vir julle verduidelik nie. Laas jaar was sy so teruggetrokke en ek's nie verkeerd nie. En hierdie jaar het sy soos uitgeblink in alles. Sy het God vertrou met haar akademie, haar sport, haar kultuur en dit het my net so inspireer. Okay, so my tweede vraag aan jou is, hoe het jy mense hanteer wat gesê het jou doelwitte gaan nooit uitwerk nie? Ek het regtig nie veel gedink nie, want hulle weet nie wat ek in staat is nie, en God was en is nog steeds by my, en so is hy by julle, en om hulle ook verkeerd te bewys, want hulle weet nie. So my derde vraag aan jou is, baie mense sal dink hoofmeisie is net vir die titel. Het jy gewerk net vir die titel of vir iets meer? Ek moet sê, dit is baie harde werk en dis nie net vir 'n titel nie, want as jy net werk vir 'n titel, dan werk jy nie eintlik. Dan is dit eintlik niks, maar eintlik die aand toe ek hoor dat ek hoofdogter is, het ek gedink wat 'n verantwoordelikheid dit is, want jy moet klein mensies reg leer en 'n voorbeeld vir hulle wees. En die mees belangrikste, 'n disipel vir die Here wees en hulle leiers maak vir hom. My tweede laaste vraag is, hoe sal jy ander mense help om God te volg? Ek sal sê om net om in hom te glo, want hy het altyd 'n plan, en hoe vinniger jy nader aan hom kom, hoe beter. Byvoorbeeld, spandeer meer tyd in jou Bybel en bid meer, want as jy voel daar's niemand wat jy mee kan praat nie, is daar altyd 'n oproep na Jesus. En daar's een sin wat so slap, wat soos dit is, ek gaan dit sê, dit is, I asked Jesus how much he loved me, and he said this much, and he spread his arms on a cross and died for me. En my laaste vraag is, wat is jou gunsteling Bybelvers? Okay, so ek het eintlik soos 2 op die stadium. My gunsteling Bybelvers sal ek sê, of Luke, ek gaan dit nou Engels sê, want my Bybel is Engels, maar dis of Luke 11-32, wat alles opsom wat sê, we are no longer lost, but found, en dan of Psalm 71:7-8, wat sê, my life is an example to many, because you have been my strength and my protection, and I can never stop praising you. Ek moet sê, hierdie was baie inspirerend en ek het baie geleer hieruit. Ek wil net weer sê, die podcast gaan oor klein mensies wat hulle drome en hoe hulle dit bereik het vertel. En nie net dit nie, mense wat hulle storie daar wil uitkry. Want ek weet daar's so baie mense met stories wat graag dit wil vertel wat nooit geleentheid het nie. En ek het
my sussie as 'n voorbeeld gevat, want dit inspireer my om dit wys vir my dat harde werk het definitief 'n beloning. So ek wil vir jou baie dankie sê en dankie dat jy jou soos 10 minute se Roblox opgeoffer het vir my. Nee man. Maar okay, dan sien ons julle in die volgende episode.